Jesus naam. Amen. Amen. Jy kan jou sitplek neem en hierdie volgende video net saam ons kyk. Awesome. Dis lekker om te ontdek in hierdie seisoen dis wie ons is en die hele reeks staan ons stil by dis wie ons is as kerk. En die hele storie het gekom van iemand wat nood gehad het in Harties en die het John se skoonouers gebel en die skoonouers bel vir John en John bel vir Kobus. En Kobus wat daar campuspastoor is in Harties, engaged toe in van die challenges wat daar is. En so gaan alles weer terug. Jy sê dankie vir die, sê dankie vir die, sê dankie vir die. En John se skoonma stuur weer terug en dis 'n groot plesier. En so gaan dit heen en weer. En op 'n stadium sê John vir Kobus dankie vir dat julle daar engage het. En Kobus sê hierdie woorde, maar John, dis wie ons is. En dit gryp ons net so hoor, in 'n era wat jou belewenis is waarheid. Niemand kan met jou belewenis stry nie. Alles is so irrelevant. Jou opinie, jou waarheid, my opinie, my waarheid. En elkeen leef sy eie waarheid net soos wat hy wil, waar hy wil. En dit challenge ons net om te besef, maar wat is dit? As God sy glorie kom gee het vir die wêreld, het hy besluit, maar hy kom doen dit deur die voertuig van sy kerk. En dit is amazing om te sien hoe ons baie keer van een kerk na 'n volgende kerk spring, kom in 'n community in, kyk dit bietjie uit. Ja, dis lekker. Kort 'n bietjie dit, kort 'n bietjie daai, ou moet dit bietjie preek, doen bietjie daai, sing 'n bietjie daai, doen 'n bietjie daai. En nee, volgende kerk. Dan klim ons in 'n ander kerk en dan doen ons dit 'n bietjie daai en ons doen hierdie church hopping ding, soos 'n spyskaart. En ek dink kerk soos wat ons dit sien, was heeltemal anders as wat Christus het beleef het, waar Christus 'n gemeenskap van gelowiges kom neersit. As jy die Handeling 2 kerk beleef, het daar duisende bygevoeg daagliks. Is waar ons bymekaar gekom het en dit was soos 'n fees gewees. Nagmaal was nie hierdie stil ding hier op my eie op 'n houtbank en hoe werk hierdie ding? Was dit net ek soos toe ek begin nagmaal doen dit hier na toe ek gekatkeseer het. Dis dit nou soos hoe doen jy hierdie ding? Maar Jesus het dit besluit dat hierdie eintlik 'n fees sal wees, dat jy dit soveel as moontlik sal doen, dat jy dit sal celebrate. Ek dink daar het so baie goeders verander in kerk, en ek dink dis waar ons wil stil staan en sê, maar kom ons gaan kyk, wie is ons? Wat het God beplan? Wat het God besluit? En ons het 'n bietjie gesels oor dat hy die cornerstone is, dat hy die herder is van die kerk, so 2 weke terug, en toe het AJ gepraat oor net die heelheid van kerk. Dat in kerk vind ons hierdie stuk genesing, en ek wil vanaand begin met 'n vraag, is jy bewus van die persoon wat langs jou sit? Ja, die stoele is naby. Daar's van julle wat wens, die persoon wat langs jou sit, sal meer bewus wees van jou. Okay, daar maak ek 'n boundary oop, daar's 'n deur oop. Okay, dankie Werner, daai maak die gesprek oop. So toe hy daai vraag vra, hoe het jy gevoel? So is 'n conversation starter, daar's 'n paar manne wat in daai ry sit. Buddies.
Maar ek dink 'n kerk is so 'n incredible plek, want dit is mense van alle areas, en veral studente, elkeen van elke fakulteit af, swat sekere goeders, werk, weird sekte hiervoor, net 'n grappie, soos ook al in daai kant gewees, en om te sien, elkeen verskillend, stap hier in, sekere behoeftes, sekere goed, wat 'n verwagting het, dat die Here sal praat met ons. En dalk het jy saam met iemand gekom, maar dalk is jy bewus van die persoon wat dalk voor of agter jou sit. Net soos is. Dis 'n awkward ding van, as jy nie is, steek jy asseblief jou hand op. Oh man. Of as AJ en Werner besluit, nee wat, draai na mekaar toe en bid vir mekaar. Oh man. So, julle is julle van daai kerke. Dis is die awkwardness. Gaan drink koffie daar agter, asof jy almal ken. Hallo. Jy kan so awkward wees. Kerk is 'n crazy awkward plek. En ek dink toe hoe dit verander het, hoe dit gemaak het, en die hart is goed. Ek wil dit sê, die hart is goed, execution is baie keer bad. Maar ek dink daar's so baie goed in verhouding, en as ons gaan nou na die woord kyk, is ek dink ons het meer verhouding nodig in ons lewe as wat ons dink ons moet. Ons hou mense in so afstand, en dalk voel jy even, ek is ingebind in 'n gemeenskap, en ek het vriende, en ek het mense, en ek het followers, soos heavy followers, of, nie ek nie, soos jy, ek het nie baie nie, en jy het hierdie mense wat deel is van jou lewe, maar ek dink ons, coming from paar jare terug, en wat tegnologie gedoen het, en gee altyd tegnologie, if in doubt, antwoord Jesus, vyand tegnologie, okay, dit van die tafel af, maar daar sekere goeders wat ek sien, en beleef, hoe verhouding, soos 'n, so maklik ons engage dit, en dan ewe skielik gooi ons dit net soos een kant, is nou bietjie opgebruik, next, volgende, ja, dit is lekker hierso, en dan is ons vriende hierso, en dan gebeur daar dinge, en dan is dit, is bietjie besig, ek swat op 'n Sondag, 6 uur, gaan nie saam jou kan kerk toe gaan nie, of ek sal nie saam met jou gaan nie, maar Woensdag aand, dis 'n goeie tyd om uit te gaan. En ek dink ons lewe is so geskep, en ons het so sulke goeders gevorm, en is een van daai aande wat ek wil hê jy met jou hart net vir so oomblik, Romeine 12 vers 2, is Here dat ek deur my lewe gaan, sonder om regtig daaroor te dink. En ek dink verhoudings is die plek waar ons iets van vreugde beleef, companionship beleef, maar ek sien hoe mense so seer kry in verhoudings. Die teleurstelling wat gebeur in verhoudings breek mense so dat ek gaan in die volgende vriendskap of verhouding in, en as ek soos, wil jy my maatjie wees? Soos, ek gee so bietjie, en dan kyk maar wat ek terugkry. Ek wou sê is 'n gamble, maar is omtrent so, gooi iets in, en kyk maar wat uitkom. Maar dan kry ek niks terug nie, en dan doen ons daai ding, ek gee liefde, maar julle gee nooit iets terug nie. Wat jy daar? Ek gee my liefde, en ek hou aan liefde, en ek, but it takes two to tango hierso. 2 is op die dansvloer, voel ek dans alleen. En laat kaart gejol. Die misverstande, kyk, dis crazy. Hoe
Hoekom kyk jy so vir my? Wat het jy bedoel toe ek dit sê? Ons het een in ons spanne. Ek wil net verstaan. Net verstaan. Dis dit wat jy vir my sê en dit wat jy wys. Ek wil net seker wees is dit wat ek dink dit is? Been there, done that, got the t-shirt. Ek dink die gebroke kommunikasie. Maar kom gee my 'n bloedtik. Wil jy nie met my praat nie? Soos nee, ons noem dit 'n lewe. Okay, daar's 'n aorta raak geslaan, dit is nie die gedagte nie. Net daai comment, net wat ek nou gegee het. Wat bedoel jy daarmee? Sê ek nie deel van jou lewe nie? Wil jy nie meer deel van my lewe maak nie? Oh my word, verhoudings, it's complicated. Hoe ons seer maak, hoe ons seer kry in gebroke kommunikasie, verskille. Ek dink is een van die grootste goeters, ewen as Christene. Een ou glo wegraping gaan gebeur, het gebeur, moet nog gebeur. Ander sê nee wat, ons is al in die 7 jaar van sleg gewees. Dude. Jy is nie meer my maatjie nie. Jy glo nie in die wegraping nie. As ek sê, oh my word. Verskille. Eet ons nou varkvleis of doen ons nie? Moet ons vleis eet, moet ons nou nie? Moet ons nou net vleis eet, moet ons nou groente eet? Ek weet nie meer wat my dieet moet wees nie. Sien meer my maatjie nie. Ons verskil. Ja, ons verskil. En dis okay. Dink dit vir 'n oomblik. Die potensiaal van vriendskap. Waardeur jy gaan in jou lewe. Die goedes wat jy nog gaan beleef. Die seer kry wat jy nog gaan beleef in jou lewe. Nie net eers as gevolg van vriende nie. Net as gevolg van lewe. As 'n goeie sanger staan voor doen die DC's en die ou sê asseblief hou aan in die stortsing. Voel jy die great resume van, ek het my graad gekoem. This is next level. Ek stap in, gooi die CV, dis dude, asseblief. Soek 'n ander werk. Oh. Teleurstelling. Gaan 'n verhouding in. Opbreek. Die Here sê jy's nie myne nie. Oh man. Ek gaan terug na my vriende toe. So dink dit gehou vir 'n oomblik, die teleurstelling, die goeters wat jy nog gaan beleef. En jy doen dit stoksiel alleen. Jy gaan deur daai teleurstellings sonder 'n support system wat saam met jou daardeur gaan. En dan laat ons sulke klein goedjies, sulke klein leuns in ons lewe toe om daai potensiaal wat 'n vriendskap kan wees, die feit dat ons saam kan oud word, saam kan groot word, saam in mekaar se lewe kan inspreek, en elke seisoen van mekaar se lewe, saam kan bid in verskillende seisoene. Mekaar kan herinner wat die Here mekaar gesit het. Gee ons prys vir die huidige realiteit en die klein issuetjies wat tussen ons is. Dan dink ek soos, baie keer moet die Here net dink, julle is so narrow-minded. Dat julle goeder so waardevol sal prys gee vir die klein goedjies wat hier voor ons is. Ons sal net skuif, ons sal mense net afskryf, ons sal. En dan is daar ewe skielik as gevolg van hierdie leuns, hierdie seer wat opbou. Bitterheid wat plek kry in ons hart, en die een ding gaan aan die volgende ding in. Gaan in die een vriendskap in die volgende vriendskap, en sien, jy's net soos sy. Jy sien, jy's net soos daai ou. Jy's net soos, en dan begin ons seer te vergelyk met klomp ander mense, en ons het nie meer mense lief nie.
Ons hou nie meer aan mense vas nie, ons sien nie meer die potensiale mense nie, ons hou so aan die bitterheid en die seer vas, dat ons nie meer kan lief hê nie. Dis daai muurtjies wat ons het en ons net so gleefie, ons gee net genoeg vir mense. Ons help net genoeg, ons wil nie te vulnerable wees nie, want net nou kry ons seer. Net nou gebeur dit, net nou is jy net soos daai ene. En ons laat toe dat die vyand so lekker partytjie speel met ons hart, dat ons heeltemal verwyderd is vir dit wat God geskep het. En ek dink daar's genesing, daar's massive genesing in 'n stuk in die gemeenskap van gelowiges. Ek dink ons het mense nodig om partykeer die waarheid vir ons op te hou vir die gedagtes waarna toe ons gaan. Die stories wat ons self toemaak. Is dit nou wat hy sê vir my? Die feit dat hy my bloed tik. Is dit wat hy vir my sê? Dan gaan ons op 'n hele tangent. Ek dink partykeer daar's amazing verhoudings wat die Here sê, dis nie nou die tyd nie. En dan in daai gooi ons die baba en die badwater alles uit. Ewe skielik hou ons nie meer van mekaar nie. Soos kan jy nie wag nie. So was dit regtig liefde gewees? Die feit dat jy nie kan wag nie. Die feit dat jy nie vir 'n volgende seisoen ewe skielik is commitment by die deure. En ek dink daar's genesing en dit wat die Here vir ons vanaand wil kom wys in ons harte vir dit wat gebeur het, maar ewen voor dit is daar 'n perspektief wat ek en jy moet verstaan waarvan af ons moet leef. Daar's 'n perspektief wat my en jou waarheid geraak het as gevolg van ons huidige omstandighede en die belewennisse wat ons gehad het. En die Here sê, ek wil jou optrek, ek wil jou wys, ek wil jou oogklappe van jou oë kom afhaal en vir jou wys wat ek of wie jy is. Dit is daar's hierdie 3 goed wat ek glo, of een van die goed, voordat ek sin toe gaan, is ek glo met alles in my, dat God jou meer geskep het, as om te gaan werk. Ja, wat sê weer? Werk. Ja, ek klomp van julle gaan nou julle maas bel, sien, Werner het gesê, ons hoef nie te werk nie, ek kan nog 10 jaar in ma se huis bly, PlayStation speel, maar nee, dis nie wat ek sê nie. Ek dink jy's vir meer geskep as net werk. As om geld bymekaar te maak en jou aftredingspolis hoog genoeg te bou, sodat jy genoeg het om af te tree. Dat jy genoeg goedjies het, dat jy belangrik lyk. Dat jy in sekere posisies is, dat mense dink, what? Kom ons gooi net palmtakke, jy's 'n CEO, this is incredible. Soos, ek dink ek glo met alles in my. En ek gaan dit nou vir jou wys. Jy is op aarde neergesit om lief te hê. En al die ander goedjies kom ewe skielik in belyning met daai. Ons pursue so ons calling, dat ons liefde by die deur uitgooi. Ons pursue so ander goed. Hallo? Ek het jou gemaak om lief te hê. En is hierdie leuns wat ewe skielik hierdie goeders van ons afsteel, en bitterheid wat woning kom maak in ons hart, teleurstelling wat seer maak, en ek wil nie weer daartoe gaan nie, wat ewe skielik, dit waarvoor ons geskep is, te kom wegvat. En omdat ons nie daar is nie, omdat ons hierdie seer kry het, omdat ons nie hierdie liefde, ek glo hy het ons geskep, uit liefde uit, want God is liefde, uit liefde uit vir liefde. En ek gee nie om in watte geloof jy in glo nie, of jy nou in 'n big bang hier aangekom het,
En of jy met trompette hier aangekom het, en of jy vir die 7de keer weer terug is, en of ons Here Vader besluit het om jou te skep en jou te vorm, om in 'n tyd soos dit te heers, is dat hy jou geskep het, uit liefde uit, in liefde, en elkeen, geen om wat jy glo nie, het 'n begeerte om liefgehet te word. En jy sien, en omdat ons 'n tekort aan dit het, en omdat ons so versigtig is om lief te hê en liefde te ontvang, doen ons dit so halfhartig, dat ons in elk geval seer kry. Maar almal van ons het hierdie longing dat mense ons volg. Ons het 'n longing dat mense ons approve. Ons het hierdie longing dat wie ek is, okay kan wees in hierdie wêreld. Maar ek wil jou vat op 'n journey, en dalk sit jy vanaand hier en jy hoor net die Here se storie vir die eerste keer in jou lewe. Is dat God sê, ek is liefde, en hy maak mens in sy beeld. Wat? In sy gelykenis. Dan voel jy, Jesus, sy gelykenis, ek is so sterk soos hy. Laat daar lig wees. Nee, ek sê dit. Maar wat is daai gelykenis sy liefde was? Wat as sy beeld liefde is? Is dat dit wat ek en jy dra, is om lief te hê. Dat die werk wat ons doen, dat dit uit 'n bron uitkom van, ek het 'n begeerte om mense te dien met die gawes wat die Here my gegee het. Met die talente wat vir my gegee is. Wat as my studies, een van die grootste worship is dat hy vir my die kundigheid gegee het, vir meeste van ons, ander voel, ek ontdek nog of hy dit vir my gegee het. It's a challenge, maar ons gaan nog kom. Is om die Here te kan dien, met dit wat hy vir my gegee het, en dit wat hy vir my gegee het, kan teruggee vir hom, en sê, Here, empower my, equip my vir die roeping wat jy vir my het. En as dit 'n graad vat, gaan ek dit doen. Sodat jy my kan gebruik in arenas, om jou liefde te deel met mense, om jou hart na mense toe te bring. As ek sien hierdie 3 goed, as die eerste ene, is God het jou lief. En as jy nie dit besef vanaand oor jou lewe nie, en as dit nie 'n vaste oortuiging is in jou lewe nie, gaan jy klomp goeters vashou, om vir jou te sê, jy's mooi en oulik en goed genoeg. Jy gaan na mense toe gryp om deel te wees van jou lewe, jy gaan in verhoudings ingaan, sodat Boetie vir jou kan sê, o, jy's pragtig. En jy gaan dit beleef. Want dit is 'n goddelike instelling. En jy gaan dit voel, en jy gaan dit beleef, maar Boetie gaan dit altyd vir jou moet sê. En hy gaan soos 'n grammofoonplaat moet aanhou en aanhou en aanhou en aanhou. Selfde weer. Ek sien die ouens so terug in hulle selfgesentreerd raak, selfbewus is, dat ouens meer, ouens het meer eetversteurings as meisies. Ek is so great, en kyk my. Jy kan vir jou hoe lank in die gym kyk, dit gaan nie jou huwelik maak werk nie. Gaan nie jou verhouding sustain nie. Jy mag dalk goed voel oor jouself. En is great, en ek skiet dit nie af vanaand nie. Jy mag dalk goed voel oor jouself. Maar dit verdiep nie die verhoudings in jou lewe. En ek vra dit, jy weer eens, net jou hart vir die Here sal kom gee en sê, Here, hierso is my hart, hierso is verhoudings in my lewe. Wie is ons? Wat het die wêreld vir ons gesê? As ons nie God se liefde beleef nie, gaan soek ons dit op 'n ander plek. Gaan soek ons dit in posisie, ons gaan soek dit in geld, ons gaan soek dit in ewen ons kundigheid. Ek is dokter. Dan dink ek, jy het so baie tyd gegee om te studeer. Dis brilliant. Hoeveel tyd het jy vir jou huwelik gegee?
Hoeveel tyd het jy vir mense gegee om impak te hê en ons ouens wat dit doen, obvious. It's a tool that God can use for impact. Dis nie die antwoord nie. Verhouding is nie die antwoord nie. Ons het nodig om terug te gaan na die bron toe, wat ons geskep het in sy beeld en sy gelykenis. En hy het ons nie net geskep nie, hy het besluit, hy stuur vir ons sy seun. Hy het ons geskep as in liefde vir liefde. Hy stuur sy seun, Jesus Christus, om nie net vir ons te sê, hy is lief vir ons nie. Hy kom aarde toe, hy klim van sy troon af, alle gesag, hemel en op aarde, kom my aarde toe, en hy kom wys vir my en vir jou, hoe lief hy ons het. Is dat hy deur smart sal gaan, dat hy aan 'n kruis sal hang, dat hy die ons sondes op hom kan vat, die prys wat ek en jy moes betaal het. Vir ons keuses sê hy, nee wag, wow, moenie na hulle kyk nie, kyk na my. En hy wat nie sonde geken het nie, het sonde geword. Luister, in ons verhoudings gaan ons in, maar ja, jy doen dit, en dan tel ek 'n klippie op, en maar jy dit gedoen, en ja, jy dit gedoen, en so gooi ons mekaar maar met woorde, heen en weer, en ons speel hierdie game van tennis, en ons dink hier gaan genesing gebeur. Mense sê, wow, ek kyk na julle, en ek kyk nie aan wat julle doen nie, maar kyk wie jy is. Jesus kyk na my en jou en hy vat ons terug na Genesis 1:26 toe. Jy is geskep uit liefde vir liefde. Hy het dit nie net kom sê nie, hy het dit vir ons kom wys deur woord en daad. En ek en jy het ons lewens gevat en gesê, Here, ek het sekere keuses gemaak in my lewe en daar sekere goeders wat ek probeer het en ek beleef net nie vervulling nie. En ek kyk na hom en sy liefde en ek neem dit aan. Ek sê dankie dat u verby my keuses sien. Dat u verby my tekortkominge sien en nog steeds die waarde soek in my lewe. Dis ons vertrekpunt. Is dat ek is liefgehê in hom. Ek is aanvaar in hom. Watter mens kan vir my sê, ek's nie goed genoeg, as die een wat gesê het, laat daar lig wees, en laat die water en die aarde vir mekaar skei, dat daai een nie net dit gesê het nie, maar dit vir my kom wys het. Wat gaan jy doen oor dit? Voel jy die gesag wat die Here vir jou het? Voel jy die vryheid, in volmaakte liefde is daar nie vrees nie. Ek hoef nie te vrees nie, because what he created was good enough. Mature ek in dit, word ek groot in dit, seker, en dis waar ek elke oggend, het ek en jy nodig om te sê, Here, hoe kan ek jou liefde vir mense gee? Hoe kan ek dit vat, wie jy is, na mense toe? Waar is daar geleenthede waar ek mense kan lief hê? Ek hoop so, dis jou gebed, dat jou gebed nie net gaan oor, ag Here, ek kort dit, en ek kort nog dit, en ek kort nog liefde, en ek kort nog 'n bietjie dit, en ek kort nog 'n bietjie dit. Want jy sien, mense aan die ander kant kyk na jou lewe, en hulle sien dit, maar hoekom hou jy aan leef in die storms, en tussen die pyle, en tussen al hierdie goeters wat hierdie wêreld vir jou bring? Hou jy net aan lief hê? Hou jy net aan gee? Hou jy net aan omgee? En die vrug wat om jou gebeur is ewe skielik mense wat begin verstaan uit hulle selfsug net, maar hoekom doen jy hierdie? Hoekom het jy lief? Hoekom is dit so lekker om jou? Hoekom aanvaar jy my soos wat ek is? Christian, hier's cliché. Dis nie ek nie, is die Here. Want ek kan dit nie doen uit my eie liefde nie. Ek kan dit net doen uit syne. En is om sy liefde te deel met ander mense, as gevolg van dit. Jy sien hoe verhouding ewe skielik ons prentjie kom verander. Dis nie ek het jou lief vir wat jy is nie, ek het lief vir wat hy vir my gedoen het, vir wie hy is in my lewe. Dan begin ons God se liefde te saai. Geen nie om in wie en wat mense glo nie, geen nie om of ons verskil van mekaar nie, geen nie om of daar miskommunikasie is nie. We will engage one another in love. En dan die laaste, en ek dink is een van die moeilikste een, is om liefde te aanvaar.
Ek het 10 mense kan verby jou kom en sê, "Jesus, ek sien hierdie goed in jou, hierdie goed in jou, hierdie goed." Een van hulle kom en sê, "Jesus, daai's bad." Wat het gaan jy onthou? Ek is nie mooi nie, ek is nie lekker nie. Hoekom is ons so vatbaar vir die vyand se leuns oor ons lewens, maar ons mis die glorie van dit wat God in ons gesit het? En ek glo met alles in jou. En ek dink dis soos water van 'n een se rug. Soos die Here bring mense en hulle spreek waarheid oor ons lewens, dan vat ons dit nie. Mense sê dankie en ons is jy weet wat om te doen nie. Cool, dankie. Ja, ek weet nie. Mense profeteer oor jou lewe. Wat nou met hierdie? Is dit nou? Mense wil vir jou bid. Dis awkward. As ons op 'n plek kan kom wat ons besef, die liggaam van Christus, as ek geskep is in liefde vir liefde, dan sal iewerste iemand wat ook gaan gehoorsaam wees, wat geskep is in liefde vir liefde, en hy gaan my raak lief hê. Dan draai ons rug teenoor dit. En ons mis die moment wat die Here vir ons sê. Ons mis die geleentheid vir waarheid om oor ons lewens te kom. En as jy daai konsep verstaan, of dit 'n CEO is, of dit 'n 60-jarige oomie is, en of dit 'n 6-jarige dogtertjie is, as ek besef dat God hulle elke mens gemaak het, in liefde vir liefde, eer ek hulle vir dit wat God is. Ek sit en luister wat mense sê en sê, Here, het jy dit in my gesit? En ek vat dit wat mense vir my sê en ek gaan na die Here toe en sê, Here, mag ek nog meer mense dien met dit wat jy in my gesit het. En dis hoe ons dit vat. Dis hoe ons dan vaar, want dit gaan nie oor my nie, maar dit gaan oor hom, wat my empower vir die dinge van waar ek moet heers, en vir die dinge wat ek moet doen, en vir die impak om my. En dit is die eenvoudigste goed. Dis die feit dat jy 'n telefoon kan optel, jy chommy bel en sê, "Hi, yes, ek het 'n braai." En mense daag op. Hulle hoef nie. Omdat jy goed genoeg is, het hulle. Ons het nodig om liefde te aanvaar en deel te maak van ons lewens. Want jy is geskep vir een ding. Of die grootste ding. En ek wil jou vat nou hierdie skrifvers toe in Johannes 13. En daar's 3 keer waar Jesus groot statements maak vir die Jode in verhouding. Er kom so een Joodse leier kom na Jesus toe. En nou die Jode moet jy verstaan, is hulle hele paradigm, maar hele perspektief is, ons moet goed wees vir God, en as ons God lief het, en as ons hom gehoorsaam, dan gaan hy lief wees vir ons. En hierso staan die seun van God, en hy is 'n proclaimed, yes, I'm the son of God, ek is hierso, ek is die weg, die waarheid en die lewe, en hy het hierdie gesag, waarmee hy bedien, hy het hierdie gesag, hy spreek oor die storms in, en dit word stil, hy spreek in siek mense se lewens in, en hulle word gesond. En die Joodse leier kom na hom toe en hy sê vir my, hy vra vir Jesus, wat is die grootste gebod? Wat is die ding wat ek moet doen sodat God na my kan kyk en my so seën soos wat hy jou seën? En hier sê om die Here God lief te hê. En gelyk staan aan dit om jou naaste lief te hê soos jouself. Die ou stap al weg en hy sê, ja, kan ek dit doen? Dan sê Jesus, maar hoe kom ek in die koning, of die Joodse leier sê, maar hoe kom ek in die koninkryk van God? Hoe is ek deel van hierdie? Verkoop alles en volg my. Die tweede gedeelte is waar die Fariseërs amper met 'n houding na die Here toe kom, of na Jesus toe kom. En dan is soos, jy is hierdie proclaimed profeet, self-proclaimed son of God, in hulle perspektief. En hulle kom also en hy vra vir hom, wat is die grootste gebod? En hy skuif vir die pendulum van verhouding, van wie ons is, van hoe hy die gemeenskap van gelowiges sien. Hy sê om die Here jou God lief te hê. Alles wat jy het.
En dan, om jou naaste lief te hê soos jouself. Been there, done that. Dan dink hulle, yes, okay, maar wie is jou naaste? Wie is die? En dan gaan Jesus, en hy vertel vir die storie van die barmhartige Samaritaan. Amazing cool story. Vir die Jode, crazy, mind-blowing, vir 'n Samaritaan, as jy daar deur gegaan het, was jy onrein, jy moes deur 'n hele ritueel gaan om weer rein te wees. Bad. Hy sê, jou naaste, dis jou naaste. Hy skuif die pendulum van dit wat van jou verskil, het dit lief. Soos wat jy jouself lief het. Sê weer, jy weet daai miskommunikasie ding, het dit lief. Soos wat jy jouself lief het. Jy weet daai, ek stem nie nou saam met jou nie, of ek is teleurgesteld in die expectation wat jy vir my gehad het, en jy het dit nie nagekom nie. Hy skuif daai pendulum, en hy sê, het dit lief, soos wat jy jouself lief het. Want dieselfde reg, wat jy het as individu, as 'n Jood, het daai Samaritaan ook. Want elkeen van ons is geskep uit liefde vir liefde. Die ou wat langs die pad gestaan het, hy het nie gewonder, die Samaritaan het nie gewonder, Jesus, hy het behoefte gesien, hy het gesê, hoe kan ek jou lief hê? Die priester en die skrifgeleerde het verbygeloop, besig met hulle calling, besig met hulle beroep. Hou my status, kan nie aanvat nie. Net nou gaan hy dood, dan vat ek in 'n lijk, dan moet ek weer deur 'n proses gaan. Om weer heilig te wees. Jesus skuif die verhoudingspendulum. Johannes, gaan Jesus nog verder. Die scenario is so bietjie, Jesus weet in die volgende 2 dae, volgende paar ure, gaan hy gekruisig word. En is die laaste keer wat hy saam met sy disippels eet. En hy sit in 'n bovertrek en hy het sopas hulle voete gewas. En Petrus het heel uitgefreek en het gesê, soos, dude, jy was nie my voete nie, jy so CEO, jy doen nie dit nie, en Jesus sê, sit, ek praat, was sy voete, en hy's besig om iets te verduidelik, van ek het nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien. En dan gaan hy daarna, en hy het die hele gesprek oor, die uur het aangebreek, en hy breek sy brood, hy gaan na die Vader toe, en hulle het die hele gesprek oor, hoe kan hulle daar uitkom, en waar is die Vader, en wat gaan doen hulle, en hy breek die brood en hy deel dit uit, en hy sê, hier is my bloed wat vir julle sal vloei, hier is my liggaam wat vir julle gebreek is. Judas het net voor hierdie, uit die kerk uitgeloop, want hy was offended gewees. Net hierna is Petrus, Jesus, maar ek sê jou altyd lief hê, en Jesus is, jy gaan dit hierna, ek is nie in daai kerkie, ek is deel van daai weird mense nie. En Jesus sê die volgende ding, hy sê, ek gee julle 'n nuwe opdrag, so tussendeur hierdie hele kerkdiensie wat hulle daarso het, nagmaaldiens wat hulle hou, is daar so 'n weird opdrag wat hy vir klomp Jode gee. Hy sê, ek gee julle 'n nuwe opdrag. Nou, ek weet nie wat jy sou doen, as jy weet, in die volgende 24 uur gaan jy doodgaan nie, wat wil jy vir jou ouers sê, wat wil jy, so 'n bietjie van 'n hefty moment, sê, ek gee vir julle 'n nuwe opdrag, julle moet mekaar lief hê, soos ek julle lief het. Net so moet julle mekaar lief hê. As julle mekaar lief het, sal almal daaraan sien, dat julle my disippels is. Hy het sopas hulle voete gewas. As 'n rabbi, was hy hulle voete. Hy breek sy liggaam vir hulle, en sê, hierdie is vir my. Hy sê, ek gaan na die Vader toe, om vir julle 'n plek voor te berei. Dan sê hy, hê lief, soos wat ek julle lief het. En hy skuif daai pendulum nog verder, nie net oor hoe jy jouself lief het nie, want ek en jy kan minderwaardig voel in wie ons is. Maar die Here sê, as ek het jou lief gehad, en ek het gesoek die beste, ek het aarde toe gekom, en gesoek die waarde van wat jy is. En obviously, jy is geskep uit liefde vir liefde.
Hy het daai liefde kom haal, toe ons nog die verkeerde keuses gemaak het, die dag toe ons nog aan goed vasgegryp het in waarde. Sê, soos wat ek julle lief het, hê mekaar lief. Gaan soek die beste, gaan soek die liefde in mekaar, gaan gee mekaar die benefit of the doubt. En deur julle liefde vir mekaar, is nie julle predikings nie, nie julle wonderwerke nie, nie deur julle liefde vir mekaar, sal ander mense na julle lewens kyk, en weet dat julle my disippels is. Hoeveel van die disippels is gemartel en op so 'n manier doodgemaak, om te sê, maar ek gaan aanhou lief hê. Ek gaan uitgaan en ek gaan prediking gebruik, ek gaan my gawes gebruik, ek gaan hierdie goeders gebruik vir lief hê. Om die liefde wat God vir ons kom wys het, vir ander mense te kom wys. Ek dink is iets wat die Here vanaand vir jou wil kom sê, vir my en vir jou, en wie ons is dat hy begeer dat ek en jy nie mense sal lief hê vir wat hulle doen nie, maar dat ek en jy mense sal lief hê vir wie hulle is. Ag, vir wie ons is. Dis nie wie hulle is, dis nie wat hulle doen nie, dis nie wat die huidige realiteit is in ander mense se lewens nie. Ek vra, wat is die toestand van jou hart? Is hy gevul met God se liefde? Is hy in die plek waar God sê, maar ek is liefde en Here, hierdie hart behoort aan jou, en mag dit wat uit hierdie hart uitloop, die wêreld is 'n weird plek, en mense het weird opinies, en ons misverstande, en al hierdie leuns wat gepaard gaan. My hart is in jou, wat liefde is, en mag dit wat uit dit uitkom, liefde wees. Ek as jy dit verstaan, dan verander sonde na 'n ander manier toe. Is ek en jy dra die liefde van God. En elke keer as ons mense teleurstel, of elke keer as ons foute maak, is dit nie, ek gaan nou hel toe nie. Nee, ons misdra die beeld van God. Ek het 'n verwagting geskep, ek het iets anders te gedoen. Sê maar, as 'n kind van God, as iemand wat God lief het, is jou woord jou eer. It's funny waar ouetjie sê, Jesus, ek hou van jou. En dan die meisies sê, dude, dis die tweede date. Kom nie dieselfde nie. Ander meisie, hey, ek hou van jou. En ewe skielik, is dit soos regtig? Is die liefde van God van so 'n aard, dat ons waarde sien, en net elke tweede mens, elke tweede ding, met wat ons engage. Dink net aan die konsep van, ek weet nie eens sê nie. As jy lank genoeg in 'n gemeenskap is, dan raak jy ewe skielik net verlief op hulle. Ons emosioneel onstabiel, om net lank genoeg saam met mense te kuier. Gaan op vakansie vir 3 weke. Dis veilig. 4de week raak ek verlief op iemand. Oh my goodness. God begeer dat ek en jy na mense kan kyk deur die oë wat hy sien, is dat ons sal lief hê, nie vir wat mense doen nie. Deur die teleurstelling, deur die miskommunikasie, deur die verskille, kan ek en jy lief hê, nie vir wat hulle doen nie, maar vir wie ons is. En ek vat jou na hierdie skrifvers toe. En alles wat ek gesê het, is nie net my eie woorde nie, is nie my eie opinie nie. Sieso. Geliefdes, laat ons mekaar aanhou lief hê, want volmaakte liefde is van God afkomstig. Is hierdie, jy's geskep uit dit, jy's gevorm uit hierdie uit, jy is uit God se hande, in sy beeld, in sy gelykenis. Jy het Christus gekies, omdat hy jou gekies het, toe jy nog verwyderd was van hom, toe jy nog 'n sondaar was, toe jy goeders geleef het, wat nie hom verteenwoordig nie. Dis volmaakte liefde, kom van hom af. It's not a worldly thing.
Elkeen wat so lief het, is uit God gebore en ken God persoonlik. As 'n gedeelte wat hy verder afgaan, wat hy sê, is enige iemand, ek dink is in vers 21, wat hy letterlik sê is, as jy God lief het, en jy het jou broers en susters nie lief nie, dan het jy nie God lief nie. Dis 'n heavy ding, dis 'n heavy statement. Ek sê, Here, dis bietjie harsh. Hy sê verder, maar jy verstaan nie waarvandaan jy kom nie, jy is dit. Elkeen wat nie so lief het nie, ken God nie persoonlik nie, omdat God liefde self is. Ek bid dat God elke dag, elke oomblik saam met jou sal wandel in liefde. Is dat jou lewe sal borrel vanuit liefde. Dat koffie drink, ek nie alleen hoef te doen nie, maar dat ek mense kan gaan lief hê met 2 koppie koffies. Soek jy 'n koppie koffie? Nee, ek drink nie koffie nie. Great, dan gaan ons tee maak. Kom sommer saam. Ek begeer so dat jy sal hoor vandag, dat die Here begeer dat jy 'n bron van lewende water in mense se lewens sal wees vir die liefde wat hy vir jou het en wat hy deur jou wil kom wys. This is who we are. En hierdie klein issuetjies waar ons so maklik mense kan eenkant stoot, is een ding, is ons eie selfsug en ons eie lack of love vir wie ons is en wie ander mense is. En ek weet, hierso sit ons community en hoeveel, net in hierdie laaste 2 weke, hoe ons het engage, en ek staan vandag hierso, en daar's misverstande, en daar's seer, en daar's goeters wat gebeur, maar ek sê vandag vir julle, die feit dat ons weet, dat ons in liefde en vir liefde gemaak is, maak dat ons weer teruggaan, en ons weer gesprekke het, en weer gesprekke het, en nader aan mekaar kan groei. Op hierdie manier het God sy volmaakte liefde aan ons bekend gemaak, toe hy sy enigste seun na die wêreld toe gestuur het, sodat ons deur hom die lewe kan ontvang. Daai lewe, daai liefde, daai aanvaarding. So hoef dit nie op 'n ander plek te kry nie. Dit is volmaakte liefde. Ek verduidelik dit vir jou. Nie dat ons vir God lief gehad het nie, maar dat hy ons lief gehad het en sy seun as versoeningsoffer gestuur het om ons sondes weg te neem. We didn't start this religion. Hy het. Ons het die liefde ontdek nie. Hy het. My vraag vanaand is waar is jou hart geposisioneer? In die liefde van hierdie wêreld, in hierdie seer, en hierdie leuns, van hom? Het jy toegelaat dat hierdie wêreld 'n muur om jou hart bou? Of staan jy met hande en sê, Here, ek ontvang jou liefde en jou offer vir my lewe. En mag my lewe weer spreek van jou liefde en jou offer in ander mense se lewens. En imagine a community, imagine 'n gemeente wat so funksioneer, waar daar 'n stroom van God se liefde in ons harte is en dan in mekaar se lewe in. Dat ons die goed sal soek in mense, ongeag waar ons nou is. Dat ons die potensiaal van liefde kan sien in 'n gemeenskap. Dit is goeie soos lifting dreams, as ons harte vol is waar ons tyd begin gee vir mense. Waar ons in 'n Saterdagoggend vir mense kan gaan gee en sê, hier is my tyd, want my lewe is liefde. En ek wil versoening bring tussen hierdie, en ek wil sien dat ons toekoms beter is, en ek het 'n rol om te speel. Dis prosesse soos red frogs, en mense dink ons is crazy. Hoekom deel julle sweeties uit? Hoekom drink julle nie? Hoekom geniet julle dit? Julle lyk bietjie bitter. Maar om te gaan en net te kan lief hê, en na mense te kan kyk en weet, jy's in liefde vir liefde gemaak. Jy's hier vir 'n lekker tyd, maar ek weet waar lekker tyd is. Dis die tyd as ek besef hoe Christus my liefhet. En ek nie aan ander goeie so vas te gryp en te jaag om liefde te beleef nie.
is dan wanneer dit getoets word. Is dit wat ons eie Christene voel, maar yes, ek moet so heilig leef, en die band kan vorentoe kom. Dis is om te voel dat ek moet so heilig leef, en so reg wees, en so goed wees, en so heilig wees, en so goeie Christen wees. Dis nie waar dit gaan nie. Wys my jou liefde. Jy kan leierskapboek op leierskapsboek, op significant boek, call it what you want. Die bron van dit is liefde. Mense gaan so besurk om te sê naderhand, alle gelowiges lei na dieselfde ding toe. En net mekaar lief. Nee, jy verstaan nie lekker nie. My God het vir my kom sterf. Hy het die beste in my kom soek. En dis wat dit verander van alles anders, is dat ek so sal lief hê om die beste te gaan soek in iemand anderste. En dit kan openbaar vir mense. Dis wil jy nie vanaand net die Here toelaat. Waar jy ook al in jou verhoudings is. Om net te sê, Here, this is who we are. Ons is geskep uit liefde vir liefde. En hier is die laaste illustrasie. Hier is 'n oulike gitaar. Dis Martin se gitaar wat hy leen. En ons gaan hom verkoop vanaand. Dis 'n cool Fender. As jy nie weet wat 'n Fender is nie, moet hom nie koop nie. As iemand wat dit regtig soek. Sien ek verkoop hierdie gitaar vanaand vir R500. Wie sal hom vat? So sit. Okay, sê nou ek bring 'n random Fender op wat soos dit lyk. Hy stel hom nou in. Sê nou ek bring 'n Fender gitaar wat nie ingestel is nie. Wie sal hom koop? Okay, sê nou ek vat hierdie Fender en ek sny sy snare af. Wie sal nog steeds hom koop? Maar hy het nie snare nie. Luister, ons doen dit met mense. Die feit dat hy nie snare het nie. Die feit dat dit bietjie wonky is. Die feit dat daar nie presies is soos wat ek dit wil hê nie. Skryf ons mense af. Ek en jy is geskep vir liefde. We are created to sing God's love song. En partykeer is ons lewe bietjie wonky. En ander mense se lewens dalk bietjie wonky. Maar dit verander nie die Fender gitaar nie. En ons mag dalk bietjie uit tune uit wees op tye en seisoene van ons lewens, maar dit verander nie die Fender gitaar nie. Ek hoop die Gees praat vanaand met jou hart. Dat jy 'n ander bril sal opsit in jou lewe as jy na mense kyk en te sê, jy's geskep om 'n Fender te wees. Jy's geskep deur hulle fabriek om daai klank te gee. En dalk is jy bietjie nie lekker ingestel nie. En dalk is jy nie bewus van watter note jy kan speel nie. Maar dit verander nie wie jy is nie. En mag die Here om my en jou gebruik vir wie ons is, om te gaan en mense se lewens te begin lief hê en daai ding begin regstel. Sodat hulle iets kan proef van wie God hulle gemaak het om te wees. So ek wil hê met jou oë sluit. Here, U ken elkeen van ons se lewenspad. U weet die verhoudings waarin ons was en waaruit ons was. U weet die draai wat ons geloop het en die seer en die goed wat ons beleef het in dit. Ek bid vanaand, Heilige Gees, that it's not about a church. It's not about the people next to us. Maar dat dit begin by jou liefde vir ons. Ek
bid Heilige Gees, dat jy ons harte sal deursoek. Dat waar ons mure opgebou het, as gevolg van seer, as gevolg van teleurstelling, dat jy dit vanaand vir ons sal kom wys. Want dit keer ons om lief te hê. Dit keer ons om strome van lewende water te hê. Die sluise van jou liefde is toe in ons hart. Here, ek bid waar bitterheid 'n vatplek gekry het in ons huis, in ons hart. Daar waar strome van lewe, fonteine opgedroog het in ons hart, as gevolg van bitterheid, goeders wat ons teen mense begin hou het. Ek kom bid Heilige Gees, dat jou transformerende Gees in hierdie plek sal wees, dat jy ken ons by naam. Jy ken ons, Here. En ek bid vandag, Here, dat u krag daai goeie sal kom vat en kom afbreek. In die naam van Jesus. Ek wil nie net 'n hoorder wees van die woord nie, maar ek wil ook 'n doener wees van die woord. As jy beleef, ons sekere mure wat jy opgebou het, en ons sekere bitterheid wat vatplek gekry het, en ons sekere verhoudings wat jy moet van laat gaan. Goeders wat jy moet afsny en sê, Here, dit vat plek. Ek jy moet 'n stap van geloof vat, en net vir ons sal agter gaan staan, en net connect met die Here. Here, kom breek hierdie mure af. Ek wil nie jy moet hier voorkom staan nie, maar ek wil net hê jy moet respond op dit wat die Here in jou hart kom doen. Dat hy vanaand die sluise sal kom oopmaak van jou hart. Dankie dat u klomp venders gemaak het, dat u ons gemaak het in ons identiteit om liefde kan hê en om liefde te kan gee. Ek bid vandag, Here, dat u ons prentjie kom verander, soos dit in die hemel is, soos ons leef in liefde in die hemel, so ook op aarde. Vandag prentjies kan kom verander, identiteit kom verander, sodat ons strome van lewende water kan wees. Ek wil hê jy moet staan, en soos ons hierdie song sing, as die Here jou hart net gryp, is daar 'n paar leiers daar agter wees wat saam met jou wil bid, net sê, but God loves you. Lewe oor jou lewe spreek, en laat toe dat hy mense gebruik, dit wat die vyand gebruik het, om jou seer te maak, en om jou teleur te stel, en, wil God gebruik om lewe in te spreek. That's our God. So staan saam met my. Kom ons sing hierdie volgende song. Laat toe dat die Here jou hart, hy die pottebakker sal wees van jou hart. Daar is meer in hierdie lewe as om bloot net te bestaan. Daar is oorvloed in die reën, ek is die erfgenaam. Daar is meer, U gee meer. Genade is my stoel, liefde my verhaal. Ek het meer as net my woord,
mense kan verstaan, daar is meer van die gee. Liefde wat oorweldig, liefde wat net gee, hoër as die berge, dieper as die see. Jesus, hier staan weer. Slechts net geskapen, geroep om te vertel, verheerser oor my lewe, dat lewens kan herstel, daar is meer energie. Liefde wat geweldig, liefde wat met geen hoër as die berge, dieper as die see. Jesus, hier is al meer. Oh, liefde wat geweldig, liefde wat met geen hoër as die berge, dieper as die see. Jesus, wat met geen hoër as die berge, dieper as die see. Jesus, hier staan weer. Liefde wat geweldig, liefde wat met geen hoër as die berge, dieper as die see. En ek weet het, U is lief vir my. Oh, en ek weet U is hier by my. Oh, ons sing so. Ek weet U is lief vir my. Here, dankie dat ons hierdie realiteit net vanaand kan besef, Here. Soos Johannes 15 sê, Here, dat Jy ons eerste gekies het, dat Jy ons eerste lief het, Here. Dat dit ons vertrekpunt is, Here. Ek bid dat elke liewe persoon hier vanaand, Here, Jou liefde sal ervaar, sal beleef, Here, dat Jy hulle eerste gekies het. En as gevolg van dit kan ons wees wie ons is. As gevolg van Jou liefde. In Jesus naam. Amen. Amen. Great stuff. Jy is welkom om jou sitplek te neem. Terwyl Werner preek, word ek so herinner aan die idee van gee. Daar's soveel keer wat ons graag wil ontvang, maar ons hande is toe, right? Jy kan nie met 'n toe hand ontvang nie. Vir ons om iets te ontvang, is ons eers nodig om te gee. En ek so oortuig dat wanneer ons liefde begin gee, veral vir die mense rondom ons,
is wanneer ons daai liefde kan begin ontvang en ons het 'n plek waar jy daai liefde kan gee. Dit is nie by die manier om te gee nie, maar ook dit, maar kyk, die studenteleier-opleiding, hulle gaan hom nou vir ons kry. Kyk, die studenteleiers-opleiding, waarin het my helemaal omkant gegooi. Alright, daar's 'n plek waar jy kan jou lewe kom deel, waar jy kan liefde gee. Hierdie week, Vrydag en Saterdag, wil ons graag nuwe leiers oplei en as jy wonder, waar is daai plek waar ek my liefde kan gee, waar ek my liefde kan deel met die mense rondom my, is dit by daai geleentheid om deel van die leierskap te wees vir 2023 en dan ook op dieselfde principle. Wanneer ons gee, het ons spasie om te ontvang en daar is 'n paar maniere om te gee. As hy sien julle wat daai vloei wat eintlik moes gebeur het, okay? Daar is hy nou. Dis vir ons finansiëel ook so. Die oomblik wanneer ons begin gee, het ons spasie om ook te ontvang in ons lewe en daar's 'n paar maniere hoe jy kan gee. En dan wil ek ook graag hê ons met die families saam kyk. Is jy nie hier by ons? Sien jy ons kampus as jou geestelike tuiste? Wil jy saam met ons hande vat en deel wees van iets soveel groter as wat enige een van ons op ons eie kan vermag? Kom kuier dan saam met ons op 'n aand vir al ons nuwe mense. We are beyond excited to invite you to our 2022 Cherish Conference Storyline. We all have a story, and we are all found in God's story. Our history, our destiny are all part of His divine majesty. Make sure you do not miss this appointment that Jesus has with you. This conference will become an extraordinary moment in your story. 15 October 2022 at 5 Doxadeo locations, Brooklyn, Fairy Glen, Camille Drift, Raslo and PE Brymore. Make sure you get your ticket today. Elke laaste Sondag van die maand het ons Soup Sunday, waar jy 'n gratis bakkie sop en 'n Life Center pamflet in jou hand kan kry, waar hierdie dalk 'n eerste tree vir jou is om iemand te identifiseer wat in jou omgewing ondersteuning nodig het. As jy betrokke wil raak by die uitreik, kan jy betrokke raak deur bestanddele te gee, jy kan sop maak, of jy kan selfs op 'n Sondag kom help sop uitdeel. Vir alle inligting en registrasies gaan gerus na ons webblad, klik op kalender en registreer. As hy, julle ook al ou gesien wat gras nou baie video? Was dit net ons? Okay. As jy nog nie op die databasis is nie, wil ons jou aanmoedig om daarop te kom sodat jy die nuutste info kan kry. Wat gebeur by die kampus? Ons wil graag met jou connected kan wees. As jy vanaand die eerste keer hier so was, kom chat met ons daar by die Doxadeo banner. As jy 'n geldjie ingegooi het, gooi dit vir ons daar by die blouhouers en moenie vergeet om 'n foto te neem daar by die dis wie ons is. Word nie, ons weet op 'n Sondag trek jy die mooiste aan. So kom neem 'n foto, kry 'n koffie en ons kuier daar agter in die jeugsaal voor ons huis toe gaan. I see myself in color. Dead things coming back to life.